Broeder en suster, ons skriflesing vanmôre kom uit die evangelie volgens Lukas. Lukas hoofstuk 9 en ons gaan daar lees van vers 51 tot 56. Lukas 9 vers 51 tot 56. Voordat ons uit die woord lees, kom ons verenig in gebed. Ewige God, Hemelvader, ons is weer as gemeente hier byeen om aan U lof te bring. Ons is byeen om te aanbid. Ons is byeen om te dien. Te dien in ons eer en ons lofprysing en ons danksegging aan U. Daarom dat ons saam met mekaar sing, dat ons en ander volke moet juig, dat ons vreugde, Vader, in U moet wees, U God drie-enig. Ja, Here, U is die enige ware God. En die genade, Vader, dat ons kan bely, U is my God. Wat U het vir die kinders op die naam geroep. Dankie, o Heilige Gees, dat U in hierdie week in ons harte gewerk het, en hierdie uitnodiging dat ons deur die genade dit ook nakom. Uitnodiging, 'n opdrag om as gemeente byeen te wees, saam te aanbid, saam voor U te nader en saam te kan hoor hoe dat U Uself deur die woord aan ons openbaar. Dankie, Here, dat U mense gebruik het in U diens. En dat ons daarom, wanneer ons ook kyk hoe U in hulle harte en hulle lewens gewerk het, dat ons daarom ook persoonlik kan leer. Dat dit vir ons kan sin maak. So ook vanmôre deur U woord. Heilige Gees, kom maak dit aan ons duidelik. Gee dat die prediking wees na die bedoeling van U en tot eer en verheerliking van U heilige naam. Spreek, Here. U kinders luister. Amen. Lukas 9 vanaf vers 51. Toe die tyd vir Jesus se hemelvaart naderkom, was hy vasberade om die reis na Jerusalem te onderneem. Hy het boodskappers voor hom uitgestuur. En hulle het vertrek en by 'n Samaritaanse dorpie aangekom om daar vir hom voorbereidings te tref. Maar die Samaritane het hom nie ontvang, omdat hy doelgerig na Jerusalem op pad was. Toe die disippels Jakobus en Johannes dit sien, sê hulle: Here, wil U hê ons moet vuur uit die hemel laat neerkom om hulle te vernietig? Maar hy het omgedraai en hulle tereggewys. Hulle het toe na 'n ander dorpie gegaan. Teksvers vanoggend, Lukas 9 vers 55, ek gaan hom lees in die 2020 vertaling, maar dan ook uit die 1953 vertaling. Die meeste manuskripte het 'n gedeelte bygevoeg, wat in van die vertalings ook by is, en ons gaan vanoggend ook dit lees. Die by 2020 vertaling, maar hy het omgedraai en hulle tereggewys. Ou vertaling, maar hy draai hom om en bestraf hulle en sê: Julle weet nie van hoe danige gees julle is nie, want die Seun van die Mens het nie gekom om die mense se lewe te verderf nie, maar te red. Tot sover.
Liefdes, ons staan vandag stil by die tweede laaste disipel in ons reeks oor die manne wat die Here Jesus Christus in sy binnekring ingetrek het. Staan stil by Jakobus. Jakobus, een van die twee seuns van Zebedeus, ons het verlede week by sy broer Johannes stilgestaan. Kom ek begin met iets anders voor. Hoe dikwels stap ons nie uit 'n erediens uit en sê, hoe dikwels hoor ons ander ook wat dit sê, ek het vandag net mooi niks uit hierdie erediens uitgekry. Ek dink elkeen van ons ken dit. Ons het dit dalk al gevoel. Ons het dit sekerlik al gehoor. Ons het dit dalk gedink. Ons het dit selfs dalk al gesê. Broer en suster, 'n mens kom nie kerk toe om iets by die kerk, die erediens te kry nie. 'n Mens kom na 'n erediens toe om te gee. Hoor mooi. Erediens kom om te dien. Ek sê weer, ons kom om te gee. Ons is hier om eer te bring aan God die Heer. Ons is hier om hom te loof en te prys. Ons is hier om onsself as ware te kom leegmaak en vir hom te sê, Here, hier is ek. Hier is ek, vat my waar ek U wil aanbid. Want Here, hier is ek, want ek wil U aanbid met alles in my. Ek wil U aanbid met die manier waarop ek luister, die manier waarop ek sing en die manier waarop ek bid. Here, ek is hier om U te dien in die manier waarop ek U seën ontvang. Die manier waarop ek met dankbaarheid luister na die wet, want dit is 'n vervulde wet. As ons 'n erediens is, moet ons sê, Here, ek is hier om U te eer. Die oomblik wat 'n mens met hierdie gesindheid kom, dan ontvang jy eer. As jy kom om net te ontvang en niks gee nie, gaan jy baie weinig met iets uitstap. Mens moet eers leeg word voordat jy weer kan vol word. En dit was die probleem met Jakobus. Dit was die probleem met Jakobus. Waarom hierdie lang inleiding? Want Jakobus moes leer om te gee. Jakobus moes leer om voor die Here te kom en te sê, Here, hier is ek, gebruik my. Ons gaan in vandag se preek sien hoe dat Jakobus verander het, nadat hy hierdie woorde gehoor het. Julle weet nie van hoe danige gees julle is nie, want die Seun van die mens het nie gekom om die mense se lewe te verderf nie, maar te gaan jy en ek ook vandag verander. As ons die woorde hoor wat Jakobus se lewe verander het. Jakobus moes leer om te gee. Jakobus moes leer om leeg te word. Kom ons kyk bietjie. Jakobus, die naam Jakobus beteken om oorgeplant te word. Dit verwys na iemand of iets wat die plek van 'n ander inneem. As ons na die Grieks gaan kyk. Die plek van 'n ander inneem. En dan is dit so besonder om te sien hoe dit juis van toepassing was op Jakobus se hele lewe. En weet jy,
Ek het die gemeentelys gevat en gaan tel. Jakobus en Jakobus, 9 van ons in die gemeente. So 'n paar van ons moet dalk maar ook bietjie oorgeplant word. Ek is ook een van. So van toepassing. So van toepassing. Enigiemand wat tuin maak, weet, daar kom partykeer 'n tyd in 'n plant se lewe wat jy moet vat en moet uitplant, dat hy verder groei en beter blom en beter vrug dra. En dit is wat Jakobus beteken, oorgeplant. Daai prentjie moet vir ons so duidelik wees, oorgeplant. Want Jakobus het vasgevang geraak. Jakobus het gebonde geraak waar hy in die lewe was. Hy is oorgeplant word sodat hy werklik kon groei in die genade van die Here. So moet elkeen van ons iewers oorgeplant word. Maar wat weet ons alles van Jakobus uit die Bybel? Ons weet 6 dinge van hom as ons die Bybel lees. Eerste weet ons dat Jakobus 'n visserman was. Hoe weet ons dit? Jesus het vir Simon en Andreas en Johannes en Jakobus kom roep waar hulle by die vissersbote was. My volgende sin hier is, en so baie keer sê mense, ag, dis die eenvoudige vissers wat Jesus geroep het. Wat hiernatoe het skoonmaak gesê, vissers was arme mense. En dis ons persepsie. Vissers was arm mense, maar hier kan ek sê nee. Jakobus kom uit 'n ongelooflike ryk vooraanstaande familie. Hoekom sê jy so, Herman? As mens deur die geskiedenis gaan lees, dan was daar bitter min mense wat hulle eie bote gehad het in daardie tyd. Jakobus en Johannes saam met hulle pa Zebedeus het hulle eie bote gehad. Nie een nie. Maar weet jy hoe weet ons dit selfs nog meer? Dat hulle welgesteld en vooraanstaande mense was. Hulle het sleepnette gebruik. Hulle het dit ingegooi en dat hulle dit later uitgehaal. Dit was nie gewone, soos die ander vissers gehad het, 'n gooi net wat hulle gooi en dadelik teruggetrek. Die nette in die water laat insak. En dit was ek wil amper sê die beste tegnologie wat hulle kon gebruik. Dit was die drone waarmee hulle die aas agter kon gaan loos. As ons nou by die vissermanne hier kom, die res van ons staan en gooi in die branders toe. Maar nou is dit 'n bietjie verder. Dit was die seuns van Zebedeus. Dan lees ons daar waar die Here Jesus hulle kom roep, waar die 2 seuns van Zebedeus kom haal, uit dit weet ons dat hulle ook slawe gehad het. Dit was nie sommer 'n eenvoudige vissersfamilie nie. Dit was nie sommer net 'n paar mannetjies wat met hulle gooi nette self probeer oorleef het nie. Dan weet ons ook nog dat sy broer Johannes die hoëpriester geken het. En nie die mense van aansien en nie die mense wat ryk was, het die hoëpriester geken. Hy kom uit 'n familie van aansien. Jakobus was die oudste seun. Hy sou sê nie alles erf nie, die meeste geërf het by sy pa. Hy sou invloedryk gewees het. Mense sou vir hom gewerk het. Soos ons vandag vir I&J ken, was hulle waarskynlik J&J. Jakobus en Johannes. Dis wie hulle was. Soos ek ons Lucky Star Pilchards sardyne kry, was dit waarskynlik Zebedeus sardyne, want dit was 'n familie van aansien. Daar is ook in die Hebreëse geskiedskrywing van hierdie familie geskryf. En ons baie bekend. Dan leer ons ook in die Bybel dat Jakobus uit 'n
In die tweede plek 'n ontsettende bekende geloofsfamilie. Sy tannie se naam was Elisabeth. Sy neef se naam was Johannes die Doper. Sy oom was Sagaria wat in die tempel gedien het. Sy ander oom was Josef, die aardse pa van Christus, soos sy ander tannie was Maria Christus. Sy ma was Salome wat vir hom en sy broer gesê het, gaan sê net julle wil asseblief in die linker en die regterkant sit. Jakobus kom uit 'n ontsettende belangrike familie. En hy het 'n belangrike posisie in die familie gehad en daarom was Jakobus gewoond daaraan om te ontvang. Tog weet ons hy het alles gelos en die Here Jesus gevolg. In die derde plek weet ons dat hy een van die drie uitverkore disippels was. Die drie disippels wat altyd by Jesus was op daardie baie spesiale geleenthede. Hy en Johannes en Petrus was dikwels saam met Jesus. By die verheerliking op die berg waar Moses en Elia was. Die wat die Bybel ken sal weet dat Elia op 'n stadium vuur van die hemel afgevra het om die vyande van die Here se volk te kom vernietig. Hy was daar toe die dogtertjie van Jairus opgewek is. Hy was daar in Getsemane toe hulle laaste 3 saam moet stap. Ja, hulle het ook in die slaap geraak, maar toe hulle ook moes gaan bid. Hy was belangrik. Hy was iemand om die rekening te hou. Hy was waarskynlik die oudste neef van ons Here Jesus. Volgende wat ons van hom weet is dat ons verlede week gehoor het dat hy en sy broer Boanerges genoem is. Seuns van die donder. Ons weet dat hulle 'n bietjie gesukkel het met hulle woede en hulle idee. Hy en sy broer Johannes het 'n bietjie gesukkel met hulle aansien. Ander moes hulle raak sien. Vyftens weet ons dat hy graag by die Here wou wees, teen hom wees. Hy wou links of regs van hom sit in die koninkryk. En dan die 6ste ding wat ons van Jakobus al weet is dat hy sy einde van sy lewe onthoof is. Ons gaan later daarby stil staan in Handelinge hoofstuk 12. Dit is wat ons weet van hierdie disipel wat in die nouste binnekring van die Here Jesus was. Dan het ons 'n baie besonderse gedeelte saam gelees. Van die Here Jesus Christus gaan weer teen die stroom in. En ons weet dat hy heel dikwels nie gedoen het dit wat die kerk en die geestelike leiers van die dag verwag het nie. Die Fariseërs en die skrifgeleerdes het 'n sekere ding voorgeskryf, maar Jesus het nie op daai pad gestap nie. Heel dikwels teen die stroom in. Hy het anders gewerk as wat voorgeskryf is met die Samaritane. Ons onthou die Samaritaanse vrou by die put. Deur wie 'n hele streek, 'n hele dorp tot bekering gekom het. Ons weet hoe werk die Here Jesus Christus anders met tollenaars as wat die kerk geleer het en die volk geleer het. Hy werk anders met sondaars en straatvrouens. Hy spandeer tyd saam met hulle. Hy gee werklik vir die vroue plek in die samelewing wat sy tot daar nog nooit gehad het. En hier gebeur presies dieselfde. Op pad na Jerusalem, waar hy besig is om deur die platte land te bedien, waar hy besig is om die evangelie te verkondig, rig hy sy oë op Jerusalem. Vasbeslote om na Jerusalem te gaan.
vasberade. Want hy weet, daar moet hy gevange geneem word, daar moet hy sterf, daar moet hy die sonde van alle mense dra. Maar daar moet hy ook opstaan. Daar moet hy ook verhoog word en hy is, ek sê weer, vasberade om na Jerusalem te gaan en dan vat hy die kortste pad. 'n Kort pad deur Samaria en geliefdes, as jy Jood is, gaan jy nie deur Samaria as jou pad is Jerusalem toe. Want die Samaritane en die Jode het nie reg. Samaritane het in die geheim Joodse reisigers langs die pad doodgemaak en weggesteek. Ons kan maar, dis is 'n interessante stukkie. Ons kan maar dink aan wat vandag in Israel gebeur. Van die Palestynë is die Samaritane van die tyd. Die Palestynë is die nageslag van die Samaritane. Tot vandag toe nog kom hulle nie reg nie. Ons weet, daar is nou nog 'n groot haat tussen hulle. So die gebruik was, enige iemand wat na Jerusalem op pad was, sou die ompad vat na Jerusalem toe. Samaria is heeltemal vermy, maar die Here Jesus Christus, wanneer sy Vader hom roep en sê, dis nou tyd om jou werk te gaan doen, vat die kortste pad deur Samaria. Elke vraag, watter pad sal jy en ek vat? As die Here ons moet roep. Vat jy die kortste pad, die gevaarlikste pad, die pad wat dalk nie die lekkerste gaan wees nie, of dalk die makliker pad? So net nou saam, Skrifprediking 11 skryf 2 gesing, bereiming van Jesaja 43. Broer en susters, soos ek gesê het, waar die Here sê, moenie bang wees nie. As jy die korter pad, die gevaarlike, die moeiliker pad moet vat, moenie bang wees nie, jy is myne. Die Here Jesus gaan deur Samaria. En hy stuur mense, manne vooruit om slaapplek, blyplek te gaan reël. Weet jy, die Samaritane was 'n bastervolk gewees. Hulle het gestam uit die Jode en uit die Siriërs. En hulle was totaal onaanvaarbaar vir die Jode van die tyd. Volgens hulle was dit ongelowiges wat nie soos ons in Jerusalem kom aanbid nie. Want hulle het op 'n heeltemal ander plek aanbid, ander manier aanbid as wat voorgeskryf was in die woord van die Here, in die wet en die profete op daardie stadium. Ons kan ook aflei dat die Samaritane die Here Jesus Christus net soveel gehaat het as wat die Jode hom gehaat het. Vers 53 staan daar letterlik, hulle het met wreedheid en vyhandigheid teenoor hom opgetree. Hulle het hom as ware weggejaag. En dit is hier waar Jakobus en Johannes dan optree. Hulle is ontsteld oor die manier waarop die Here Jesus Christus behandel is. Hulle het alles gelos. Ons het net gehoor, wat is alles? Hulle het alles gelos, hulle het hierdie man gevolg, hulle weet wie hy is, hulle het gesien hoe hy wonders doen, hulle het gesien hoe hy dooies opwek, hulle het gesien hoe siekes gesond word, hulle het gesien hoe tussen 10 en 15.000 mense brood kry. Hulle het elke woord gehoor wat hy preek. Wie is hier die agterlike Samaritane wat hom dan wil ontvang? Dit is die Here Jesus Christus. Hy is die koning van Israel. Hy is die seun van God. Hy is op pad om koning te word. Ons moet onthou, net voor hierdie gebeure het hulle vir hom gevra, wie van ons, of kan ons asseblief aan die linker of die regterhand sit?
Hulle het verwag, hy gaan in Jerusalem op die troon. Wie is die Samaritane om so van hom te praat? Ek sê weer, hulle was saam met hom op die berg van verheerliking. Jakobus, waar hy vir Elia gesien het. Elia wat die vuur uit die hemel geroep het, maar Here, sal ons dan nou maar net vuur uit die hemel uit ook laat afkom om die Samaritane te vernietig nie. En wat was die verskil tussen Jakobus en Johannes se uitsprake en Jesus se uitspraak aan die ander kant? Jakobus en Johannes het kom oordeel die Here Jesus, gesê ek kom om te red. Jakobus en Johannes wou die reg laat geskied. Hulle het kom sê, Here, hierdie mense tree so en so op, so ons moet so en so reageer. Here Jesus kom en hy tree met genade op. Jakobus en Johannes is kwaad, terwyl die Here Jesus met liefde kom optree. Hy het die Samaritane net so lief soos vir die Jode enige ander mens wat geskaap is. Broer en suster, die Here Jesus het nie gekom om vir een groepie mense te sterf nie. Ons het dit al hoeveel keer in hierdie reeks preke vir mekaar gesê en hier wys hy dit weer vir ons. Hy het gekom vir die sonde van alle mense in die hele wêreld sodat almal vry kan wees. Maar Jakobus moes nog verplant word. Jakobus moes nog oorgeplant word. Jakobus moes nog sy naam kry as die een wat oorgeplant is. Hy moes nog verander, want hy het nog nie. Maar weet jy, een ding wat ons weet van Jakobus is hy was 'n man vol passie. Passie vir die Here. Hierdie passie van die Here was sy sterkpunt en sy swakpunt. Die passie wat sy sterkpunt was, dat hy sou opstaan en hulle wou vernietig wat die Here kom beledig, was ook sy swakpunt, want hy het nie gekyk soos wat die Here Jesus na mense gekyk het. Geliefde, het jy ook 'n passie vir die Here? Het jy ook 'n passie vir die Here? Kom jy ook in opstand as iemand sy naam misbruik? Het jy ook 'n passie vir die Here wanneer jy agterkom die Here God word beledig? Weet jy, as ons maar net die passie gehad het wat ons langs 'n sportveld het. As ons maar so passievol vra vir 'n rooi kaart, as hy nie geëer word nie. As ons maar net so opgewerk raak wanneer daar verkeerde besluite in geloof gemaak word. Dit is passie. Kyk maar hoe lyk ons langs 'n rugbyveld of 'n hokkieveld. Dit is wat Jakobus gehad het. Hy is ontstel as daar onreg gepleeg is. Hy het maar net gedink, kom ons kom terug na die sportbeeld toe. Hy het maar net gedink dat die skeieregter heeltemal verkeerd is. Kan ons nie nou maar vir die Samaritane 'n rooi kaart gee, dat dit net heeltemal verdwyn. Die Here vra dat ons 'n passie vir hom moet hê. Passie soos Jakobus, maar nie die passie soos wat hy dit op hierdie stadium van sy lewe nog gehad het nie. Passie soos wat Jakobus gehad het, wat aan die einde van sy lewe onthoof is. Dit gesê, ons lees daarvan in Handelinge 12. Nadat die Here Jesus hier in ons gedeelte vir hom gesê het, ek kom om te dien, lees ons nie verder van Jakobus voordat ons in Handelinge kom nie.
Nadat Jakobus voor die kruis gestaan het, nadat hy gesien het hoe die sondelose eersgebore seun van God, wie se aanbidders nie mense is nie, maar wat aanbid word en verheerlik word deur die engele in die hemel, nadat hy gesien het hierdie man hang aan 'n kruis, nadat hy besef het hierdie man het hom heeltemal oorgegee, dan moet ek verander. Dan het hy verander. Dan word Jakobus oorgeplant. Nee, dan is Jakobus oorgeplant. Want passie maak dat jy en ek werklik die Here dien. As jy erediens toe kom sonder passie, as jy aanbid sonder passie, as jy hier is sonder 'n begeerte om te verander, as jy hier is sonder om werklik voor die Here te kom staan, dan is hierdie oefening bloot gewoonte. Dan is kerk gaan dalk nutteloos. Het jou en my geloof passie? Jakobus se passie is gekanaliseer. En Jakobus het verstaan. Jakobus het hierna geweet van watter gees hy is. En hy het 'n ander mens geword. En dan wat ek gesê het, lees ons weer in Handelinge 2 dat hy dood is. Hy het in die hand geval van nog 'n Herodes. Koning Herodes Agrippa. Herodes Agrippa wat uit 'n geslag of die derde moordenaar uit 'n geslag van 3 was. Sy oupa was Herodes die Grote. Wat hy gehoor het, 'n nuwe koning is gebore, alle seentjies onder 2 wou laat doodmaak, toe Josef en Maria in Egipte toe moes vlug. Dit was hierdie man se oupa wat seentjies laat doodmaak het. Sy pa was Herodes Antipas. So het hy 'n baie mooi stiefdogter gehad. Nou wie hy geluister het en hy het Johannes die Doper laat onthoofd. En die volgende een is hierdie een. Herodes Agrippa. En in 43 na Christus is die eerste apostel van die Here Jesus Christus doodgemaak. Jakobus is onthoof, baie jong man. En hier dieselfde Jakobus word dan niks. Met 'n diensknegt van die Here. En sy passie is die Here. En van die geskiedskrywers wat oor die Bybelse tyd skryf, Eusebius, baie oor die vroeë kerk geskryf, skryf dat toe die manne Jakobus gevat het om hom te gaan onthoof, het hy aangehou getuig, en hy het aangehou verkondig, en hy het aangehou om te praat oor die Here, oor sy God en oor sy koning, en hy vertel dat een van die soldate wat saam daar was, tot bekering gekom het, en gesê het, onthoof my saam met hom vandag. Dit het gebeur. Jakobus moes oorgeplant word. Weet jy wat die wonderlike is? Hy wou aan die regterhand, die linkerhand van die Here Jesus sit. Hy was die eerste apostel wat die troonkamer van die hemel is. Jakobus moes oorgeplant. Waar groei jy? Waar is jy gewortel? Watter gees is in jou? Amen. Kom ons dank saam. Onse Vader wat in die hemel is, Here, ons word stil
Stil wanneer ons besef dat ons ook oorgeplant moet word. Raak stil as daar 'n dankbaarheid in ons is, Here, dat U ons laat groei, dat U in ons werk sodat ons in die regte gees sal wees. Daar geplant is, dat ons gewortel is, Here Jesus, in U, sodat ons lote is wat vrug dra, reggesnoei. Wat 'n eer, Here, om so tot by die diepte snit van U woord te kan uitkom. En trane te kan hê in ons oë as ons besef hoe groot U genade is, dat hierdie man wat so moes verander in die einde net passie vir U gehad het. Hy het aan die heidene gaan verkondig, nie eens aan die Jode nie. Maar Jode het hom doodgemaak. Dankie, Here, dat ons kan leer, dat ons kan groei. Dat ons vandag kan sê, Here, hier is ek, gebruik my, werk met my, verander my, plant my uit. Daar waar U wil hê ek moet vrug dra. Dankie dat U ons in hierdie gemeente geplant het. Here, gee dat ons ook hier sal vrug dra. Elkeen. Ek wil bid, Here, dat U met elkeen van ons in die gemeente sal wees. Met ons verhoudings en ons liefde vir mekaar. Gee dat ons ook daar sal groei. Daar sal leer, daar sal regmaak as nodig is. Sodat ons as een kan opstaan en sê, Here, ons dien U saam. So bid vir elkeen wat siek is. Heilige Gees, U is die geneeser. U het gesê dat ons siekes na die ouderlinge moet bring en dat hulle hande moet oplê, dat hulle moet bid. Here, leer ons om dit te doen vir mekaar. Leer ons om na mekaar ook te gaan en vir mekaar te vra om saam te bid. So ook sê dankie waar daar beterskap is en genesing is. Want wonderwerke uit U hand gebeur steeds elke dag. Ons kom in ons vra, Here, vergewe ons sondes, ons skuld. Dit wat skeiding bring tussen U en ons. Dankie dat ons weet daardie kloof met Jesus oorbrug. Hy is ons voorspraak aan U reg. Jesus naam met ons. Amen.